inval by ons tweede sessie, toerusting sessie vir die week, en dit gaan ons nou spesifiek gaan fokus op die geboorte aankondiging van Johannes. Nou, soos ons net gesê het, soos ons in ons vorige sessie gesê het, is hierdie geboorte aankondiging in Lukas 1 vers 5 tot by versie 25. En hierdie geboorte aankondiging vind in die heel eerste plek plaas binne in 'n krisis. So mens nou hierdie gedeelte lees en ek sal met jou kinders hier deurlees, dan ek met 'n mens kan ons deur die hele gedeelte lees, of 'n mens kan hom so werk soos hierdie episodetjies wat ek nou half ingedeel het, eers vers 5 tot 7 en dan vers 8 tot by omtrent vers 22 en dan die laaste gedeeltjie vers 23 tot 25. Nou, dit is die belangrike ding wat ons hier moet raak sien is dat hierdie geboorte aankondiging van Johannes vind plaas binne 'n krisis. En ons sien daar 'n krisis as vers 5 sê, daar was in die dae van Herodes. Daar was in die dae van Herodes, die koning van Judea, 'n sekere priester. Nou, as ons hoor van Herodes, dan hoor ons krisis. Op die oomblik is Herodes koning in Judea. Nou sal julle sommer sien, hierdie is ook die gebiede hier in Judea, dis die gebiede waar Abraham rondgetrek het. Ons is hier in die land wat die Here aan Abraham beloof het, maar op die oomblik is Herodes koning in hierdie gebied. En dis 'n krisis, want Herodes kom nie uit die nageslag van Abraham nie. Herodes is 'n tiran, Herodes is 'n diktator wat op die oomblik oor Israel, die nageslag van Abraham, hier regeer. En dit is 'n vreemde ding, want die Here het tog vir Abraham beloof, ek gee hierdie land vir jou en vir jou nageslag, en nie om onder 'n tiran te leef, 'n vreemde tiran, maar onder uiteindelik hulle eie koning. Maar nou is dit nie so. Herodes regeer en dis 'n krisis. En as mens nou verder hier opgaan, hier sien ons Samaria. Dit moes ook Israel se land gewees het, maar op die oomblik in die tyd, as Johannes nou gebore word, dan bly hier so 'n vreemde volk. En dan hier bo in Galilea bly daar weer Israeliete, Nasaret. Dit is waar Josef en Maria vandaan gekom het, en ons sal net nog daarop praat. Maar in hierdie gebiede regeer die Romeine. Die Romeinse wêreldryk, en alles sê vir ons iets is nie lekker nie. Die Here het hierdie land aan Abraham se nageslag beloof, ons kon dit raak sien toe ons daar in Abraham se geskiedenis was, maar wat op aarde gaan nou hier aan? Wel, as Herodes regeer, dan sê dit, Abraham se nageslag is slawe in hulle eie land. En mens sien dit mooi as mens in die Bybels nou sou terugblaai na Nehemia toe, dan praat Nehemia daaroor. Nou, ek gaan nie nou in al die detail ingaan oor wie Nehemia was, want dan word dit nou te moeilik, omdat ons nou so spring hier na die Nuwe Testament toe, het ons nou 'n klomp Ou Testament geskiedenis uitgelaat, waaronder iemand soos Nehemia val, maar Nehemia sê op 'n stadium in sy lewe, ons is slawe in ons eie land. Hoekom? Want ons het ongehoorsaam geleef aan die Here. En daarom leef ons onder hierdie diktators, onder andere uiteindelik Herodes. En eintlik is dit Israel se krisis nie. Israel is nie net slawe onder Herodes nie, nee, Israel is slawe van sonde, is slawe van Satan, en daarom, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, omdat hulle gehoorsaam leef van sonde en Satan, daarom kom die Here se oordeel in Herodes, wat hulle soos 'n diktator regeer. Nou dadelik sien ons sommer ons krisis ook. As die Here aankondig dat Johannes gebore gaan word, dan gebeur dit in 'n krisis. Dit gebeur in 'n krisis waar mense, Israeliete, slawe is van sonde en van Satan. En ons het ook daardie krisis. Graaf net het daardie krisis. Ons leef in 'n dorp en in 'n land wat slawe is van sonde en Satan. Nou binne in so 'n situasie kom die aankondiging toe van die geboorte van Johannes. Maar dan ontmoet ons nog iemand, as ons lees van Herodes en die
en die krisis waarbinne in Johannes se geboorte aangekondig word. Want kyk nou, vers 5 sê, daar was in die dae van Herodes, koning van Juda, 'n sekere priester met die naam Sagaria, uit die afdeling van Abia, en sy vrou was uit die dogters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En hulle was albei regverdig voor God en het al die gebooie en regte van die Here onberispelik of daarbinne onberispelik gewandel. En dan staan dan vers 7, en hulle het geen kind gehad, omdat Elisabeth onvrugbaar was, en albei van hulle was al op 'n ver gevorderde leefde. Dis nou so waar, asof 'n mens nou weer van Abraham en Sara begin lees. Hier sien die twee mense, hulle is in daardie krisistyd van ongehoorsaamheid en sondigheid, is hulle volgelinge van die Here. Hulle wandel in die weë van die Here, hulle glo in die Here, en hulle wil volgens die Here se wet leef. Dis 'n ware disipel, dis hoe 'n gelowige is. Maar na krisis, hulle het nie 'n kind nie, en hulle is op die oud om kinders te hê. En hulle leef in 'n krisiswêreld, 'n wêreld na die sondeval, 'n wêreld vol siekte, 'n wêreld vol probleme, en 'n wêreld waarin mense baie maal nie kinders kan kry nie. 'n hartseer wêreld, 'n wêreld wat smag om verlossing, 'n wêreld wat smag na die volle koms van die koninkryk van God. Nou dit is binne in hierdie krisissituasie van Herodes wat regeer, en hy vertel vir ons, hy luister, ons het 'n sondeprobleem, ons is slawe van sonde en Satan, en daarom regeer diktators oor ons, tiranne oor ons, slegte regerings oor ons, soos in ons land of maar weet. Maar dan ook die hartseer krisis van arme Sagaria en Elisabeth. Hulle is regtig disipels, maar hulle lewe is ook nie maklik nie. Hulle het beleef die hartseer van, ons kan die kinders hê nie. Nou wat gebeur toe? Wel, as ons nou aanlees na vers 8 toe, dan sien ons dat Sagaria toe nou sy priesterwerk in die tempel moet gaan doen. Hy's 'n priester, natuurlik, en priesters doen hulle priesterwerk in die tempel. En ons lees daarvan in vers 8. En terwyl hy besig was om die priesterampt voor God te bedien in die deur van sy afdeling, het die lot volgens die priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. En die hele menigte van die volk was buite besig om te bid op die uur van die reukoffer. Nou ja, ons sal nog volgende jaar meer leer oor die tabernakel en die tempel. Die Here se volk nou 400 jaar na Abraham uiteindelik in die beloofde land intrek, was een van die dinge wat uiteindelik gebeur het, dat die Here deur koning Salomo, 'n koning waarvan ons ook nog sal leer, 'n tempel gebou. Nou daardie tempel was 'n simbool van die Here is regtig hier by ons. Die tempel het ook klomp boomotiewe en bloemmotiewe wat ingegraveer en geborduur was en met houtsneewerk in die panele, die muurpanele gedoen is. En daardie boommotiewe en blommotiewe was alles heenwysings terug na die tuin van Eden. So Israel in die land en die tempel wat daar staan, was alles 'n simbool van, kyk ouens, die Here is besig met 'n groot plan, hy's besig met sy koninkryk plan, hy's besig met julle op pad met julle te wees na die nuwe aarde toe, daar waar die tuin van Eden weer herstel gaan wees. As mens nou dink aan ons prentjie hierso, net die tuin van Eden, uiteindelik weer die tuin in Openbaring 21 en 22, en hier in 'n wêreld vol krisis staan 'n tempel wat simbolies terugwys na daardie tuin met al die houtsneewerk en borduurwerk en alles wat wys vol blommotiewe en boomotiewe is, dit wys terug na die paradys in die begin, dit wys vorentoe na die nuwe aarde wat op weg is. Nou daar was so 'n tempel, maar nou deel van daardie tempel was dat hier 'n altaar was. OK? Op hierdie altaar is offers gebring.
Daardie offers het heen gewys na Jesus wat aan die kruis homself vir ons offer. So as jy nou dink hier aan die prentjie hier in die volheid van die tyd kom Jesus en ons gaan nou nog meer van hom weer, hy word gekruisig en dis daardie kruis wat maak dat ons uiteindelik nie in 'n wêreld vol dood uiteindelik hel toe gaan nie, maar na die nuwe wêreld toe kan gaan. Daardie tempel het daardie dinge op of dit wat by die tempel gebeur, die offers wat by die tempel gebeur het daarin heen gewys. Die priester het hier die offer gebring, dan kan die priester in die tempel ingaan, en hier was 'n reukoffer gewees, waar daar wierook gebrand is, en wat gewys het, as ons daar in die tempel is, dan is die offer wat gebring is uiteindelik vir die Here goed. Dit was daardie reukoffer wat daar gebring is. En hierdie eerste deel van die tempel, hier waar die reukofferaltaar staan, het ons die heilige, of nie in die Bybel, die heilige deel van die tempel. Jy kan net nou 'n bietjie daar houtsneewerk met blommotiewe op raak sien. Maar nou, so hierso in die heilige gedeelte was die reukofferaltaar en daar het Sagaria gestaan en die reukoffer gebring. As ons dan hier deur hierdie volgende deur ingaan, hier was 'n dik gordyn wat hulle die voorhangsel genoem het. As daar ingegaan het, dan was dit die allerheiligste van die tempel. Dit was regtig simbolies van hier is die Here. Maar daar kon die priester net een keer 'n jaar ingaan. En dit alles het gesimboliseer, ons het 'n sondekrisis wat deur die uiteindelike offer van Jesus Christus weggeneem moet word, sodat ons weer by die Here op die nuwe aarde kan wees. Maar goed, in vers 8 tot 10 word nou vir ons vertel dat dit toe Sagaria se beurt was die dag om hier in die tempel by die reukofferaltaar, die reukoffer vir die Here te bring. En toe gebeur daar iets geweldigs. En 'n mens lees daarvan van vers 11 tot by vers 17 daarvan. Terwyl Sagaria hier in die tempel is, en alles is geweldig gewyd en stil, en die volk staan hier buite en hulle bid, hulle is besig aan aanbidding. Sagaria is daar binne, hy bring die reukoffer, en dit is ook simbolies van die gebede van Israel wat na die Here toe opstyg. Nou, terwyl hy daar is, verskyn die engel Gabriël toe aan hom. Julle kan daarvan lees van vers 11 af, sien ons dit. Die engel Gabriël verskyn aan. Dit moes seker vir Sagaria geweldig gewees het. Dink nie daaraan, ewe skielik, jy's alleen daar besig, alles is geweldig gewyd, heilig, en ewe skielik is hierdie engel Gabriël. Van Gabriël lees mense in die boek Daniël ook nogal al. Gabriël beteken die held van God, dan Gawar. As mens nou daar die Hebreëse woorde kyk, Gawar, waaruit Gabriël saamgestel is held, en El is God. Die held van God verskyn daar by Sagaria, en geweldig, en hy sê vir Sagaria, jy gaan 'n kind hê. Hier op jou ouderdom, gaan jy 'n seun hê. En jy moet hierdie seun Johannes noem. Dis wat ons in vers 13 raak. En dan baie belangrik, vers 15 sê, hierdie seun sal groot wees voor die Here. En daarmee sê Gabriël, hy gaan ook 'n groot profeet wees. Nou as 'n mens nou aanblaai na Lukas 7 vers 28, dan is Jesus daar aan die woord, en dan sê hy die volgende oor Johannes as profeet. Hy sê, ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is daar geen profeet groter as Johannes die Doper nie. Nou dink nou net aan die profete van die Ou Testament. Ons kom verlede jaar, in die begin van die jaar, deur Elia gepreek het. Elia was 'n profeet. Jesaja is 'n profeet. Jeremia is 'n profeet. Daniël is 'n profeet. Esegiel is 'n profeet. Amos is 'n profeet. Hosea is 'n profeet. Sagaria is 'n profeet. Haggai, Maleagi is profete. Nou sê
Jesus vir ons, hierdie Johannes is die profeet, die Ou Testament profeet. Hy is die laaste Ou Testament profeet voor die dag van die Here aanbreek. Johannes is die profeet wat hier is. Deur hierdie hele tyd van die Ou Testament was hy profete. En nou kom Johannes. Hy gaan groot wees voor die Here. Dis wat ons van Johannes moet raak sien, 'n profeet. En wat doen hy as profeet? Nou vers 16 sê, hy preek bekering. Hy preek bekering. Hoekom preek hy bekering? Want ons sien dit in vers 17. Hy sal voor die Here uitgaan in die gees en die krag van Elia. So, hierdie woorde van Gabriël is ingewikkeld en diep. Maar dis nie onmoontlik om dit te verstaan. Johannes is 'n profeet. Hy preek bekering. Hoekom preek hy bekering? Want as Johannes hier staan, dan kom die Here net agter Johannes aan. Hy gaan voor die Here uit in die gees en die krag van Elia. Nou, as Gabriël praat van hy gaan voor die Here uit in die gees en die krag van die Here, dan vat dit ons terug na die heel laaste profeet van die Ou Testament, en dis die profeet Maleagi. As jy nou julle Bybels terugblaai, Lukas, Markus en dan Matteus, en jou aan terugblaai, Matteus, daar blaai ek, daar. En dan kom jy by die Nuwe Testament, by Bybel het so bladsy wat sê die Nuwe Testament, as jy dan omblaai, dan kry jy Maleagi. Maleagi is die laaste profeet van die Ou Testament, en hy so rondom 400 jaar voor die tyd waar ons nou is, het Maleagi geprofeteer. En dan sê hy hierdie woorde, of dan sê die Here deur Maleagi hierdie woorde, hy sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en die vreeslike dag van die Here aanbreek. Ok, en nou sê Gabriël, hierdie Johannes gaan voor die Here uit in die gees en krag van Elia. As ons na Matteus 11 toe gaan, dan praat Jesus weer daar oor Johannes, en dan sê Jesus, hierdie Johannes is daar die Elia. Hy is daar die Elia, hy kom net voor die groot dag van die Here. Onthou julle, ons het net nou so toerusting gepraat oor die dag van die Here. Die Here kom, en hy kom op die dag van die Here, daar die dag van die Here is die tydperk van die koms van die koninkryk van God. Dis die tyd van die Here se oordeel, maar ook die tyd van die Here se verlossing. Wie word verlos op die dag van die Here? Die wat bekeer, en dis wat Johannes gaan preek. Hy gaan bekering preek. Bekeer julle, want die dag van die Here het aangebreek. Die Here kom kort op my hakke. Ek gaan voor die Here uit. Die dag van die Here het aangebreek. Bekeer julle, dan deel julle in die verlossing wat die Here bring. Dan deel julle in die koninkryk wat die Here bring. Dis die boodskap. Weet julle wat? Ons lewe in hierdie tyd. Ons lewe in die tyd van die dag van die Here. En daardie dag van die Here gaan bou op en bou op en bou op tot by die wederkoms van Jesus Christus, en dan bereik dit daardie dag van die Here 'n finale hoogtepunt. Ons en ons kinders wat in huisgodsdienst hier deur Lukas 1 gaan lees, moet dit weet, ons leef in die tyd van die dag van die Here. Johannes het gekom, dus die Here het gekom, en ons gaan net nou meer leer oor wie daai Here is wat gekom het, en nou leef ons in die tyd, wanneer die Here besig is om sy koninkryk te laat kom in hierdie wêreld, en uiteindelik die nuwe aarde, en hy is besig om ons, wat nou besig is om huisgodsdienst te doen, te roep en te sê, kom tot bekering, so dat julle kan deel in die verlossing wat die Here bring. Het is so belangrik, ons moet met ons kinders hieroor praat, rarig. Nou, wat gebeur toe? Gabriël maak sy profesie klaar, tot daar by vers 17, en toe reageer Sagaria, en hy sê, hoe sal ek weet
waaraan sal ek dit doen? En dan is dit 'n woord waarmee hy eintlik nie glo in hierdie profesie van Daniël. Van Gabriël. En dan spreek Gabriël 'n oordeel uit, maar 'n oordeel vol genade. Kom ons lees dit. Gabriël sê toe vir Sagaria, tot op hierdie punt het Gabriël nog nie vir Sagaria gesê wie hy is, maar hy sê toe vir hom, ek is Gabriël wat voor God staan. Dis geweldig nie. Op ander woorde, daar waar Sagaria nou besig is om die offer te bring, staan die engel Gabriël en hy sê, ek staan voor God. Op ander woorde, God is hier teenwoordig. Is net so geweldig ontzagwekkend. Ek is Gabriël wat voor God staan en ek is gestuur om met jou te spreek en jou hierdie goeie tyding te bring, dat die Here op pad is, dat die dag van die Here op pad is en dat jy 'n seun gaan hê wat 'n profeet gaan wees wat sê die Here is op my hakke op pad. Nou sê Gabriël vir Sagaria verder en kyk, jy sal swyg en nie kan praat nie tot op die dag dat hierdie dinge gebeur het. So omdat jy die woorde wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Ag nee, kom aan Sagaria. Daar kan hy nou nie praat nie, want hy het nie geglo nie. Maar is genade, want sien julle wat sê Gabriël, hy sê, jy sal nie kan praat nie, tot op die tyd dat hierdie woord vervul is. So Sagaria, jy gaan stom wees, totdat daai kind gebore is. En toe stap Sagaria nou uit die tempel, uit vers 21, en volk het op Sagaria bly wag en was verwonderd dat hy so lank in die tempel vertoef, want Gabriël het nou met hom gepraat en hulle weet natuurlik niks daarvan nie. Maar toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle bemerk toe dat hy 'n gesag in die tempel gesien het. En hy het aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Die volk kon seker net brand om te hoor wat hy nou te sê het. En dis so tragies, dan kan hy nie daai wonderlike boodskap verkondig nie, wat hy nie geglo het nie. Hulle sien hy stom en hy kan nie praat nie. In plaas van dat Sagaria vir hulle die blye boodskap kan bring vir die ouens wat hier buitekant die tempel staan en wag op 'n blye boodskap, kan hy nou nie praat nie. Maar tog is daar wat genade, want Gabriël het gesê, Sagaria, jy gaan stom wees totdat daardie kind gebore word, en toe hy daar uitstap, toe kan hy nie praat nie. Wat sê dit? Gabriël praat die waarheid. Gabriël se profesie begin sommer nou dadelik in vervulling gegaan. En Sagaria kan dit weet, want hy kan nie praat nie, so hy weet ook die res van dit wat Gabriël van hom gesê het, oor die kind wat gebore gaan word. Hy wat voor die Here gaan uitgaan, die dag van die Here wat nou gaan aanbreek, is nou besig om 'n werklikheid te word. En dan in die laaste gedeeltetjie, daar vers 23, 24 en 25, lees ons hoe Sagaria en Elisabeth na huis toe gaan. Ons lees dat dat Elisabeth swanger word, wonderlik. Ons lees dat sy 5 maande swanger was. Dis nog belangrik vir die volgende gedeelte wat ons gaan begin lees. Ons lees dat sy 5 maande swanger is en wonderlik, die Here is getrou. Ons moet dit hier vir ons kinders wys. Dink wat ons hier vir ons kinders moet wys is, kyk, die getrouheid van die Here. Kyk sy groot plan. Ek dink werk met daai prentjie in die eerste toerusting van vandag ook en in die vorige slide wat ons hier gehad het. Hierdie prentjie dink ek is nogals belangrik, is die prentjie van God se goeie skepping. Ons wat rebelleer, ons leef in 'n vervloekte wêreld, ons leef onder die oordeel van God en tog kom God self hier in. Hy laat sy dag aanbreek, die dag van die Here waarop hy verlossing en oordeel bewerk. Johannes is die profeet wat net op die nippertjie, op die drempel van die dag kom staan en die Here kom agter hom aan. Wie is daar die Here? Ons gaan net nou meer oor hom leer. Maar dit kan ons kinders wys. Kyk hoe is die Here getrou. Hy kom in hierdie wêreld in. Hy het toch altyd hierdie plan. Nou kom hy in hierdie wêreld in om sy plan werklikheid te maak. Ons leef in die Nuwe Testament, nou in hierdie tyd, in 2025, in die tyd dat die Here besig is om die plan van hom te laat uitwerk.
Ons moet dit vir ons kinders wys. Goed, ons gaan dan in ons derde toerusting vir hierdie week ingaan op Lukas 1 vers 26 tot vers 38.